Goeiemôre en dankie dat jy vandag saam luister. Of jy nou op pad is, of by die huis is, of besig is met jou oggendroetine. Haal nou eers vir 'n oomblik lekker diep asem. Asem in. En asem stadig uit. Kom tot rus. Sit jou voete plat op die grond en wees net vir 'n oomblik teenwoordig. Ons fokus vandag op die pragtige woorde van Psalm 24 vers 1 wat sê, aan die Here behoort die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daarin woon. Hierdie jaar is ons fokus op aanbidding en hierdie week besef ons weer dat elkeen van ons geroep is tot diens in God se koninkryk en in sy kerk. Elke deel en elke persoon maak saak. Dit is nie net die leierskap in die kerk wat tot diens geroep word nie, maar elke kind van God. Ek het die afgelope tyd baie nagedink oor wat dit beteken om iets te besit. Ons gebruik maklik woorde soos my huis, my kar, my kinders, my geld en my tyd. Maar die waarheid is volgens Psalm 24 vers 1 behoort niks eintlik aan ons nie. Alles is God se. Dit is die grondslag van hoe ons as Christene moet leef. Nie as eienaars nie, maar as rentmeesters. Die bekende reformatoriese teoloog Abraham Kuyper het dit so mooi gestel en hy sê dit in die Engels, There is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine. So as Christus na die hele aarde kyk, en dan roep hy uit, myne. Dink net daaraan, nie 1 vierkante sentimeter van hierdie skepping is buite God se beheer nie. Nou, as ons daar begin, dat alles aan God behoort, dan verander dit hoe ons lewe, hoe ons ander mense behandel, hoe ons dink oor die skepping, ons verhoudings en selfs ons eie liggame. Ek wil graag vandag vir jou vertel van 'n neuroloog en 'n skrywer, Dr. Rick Hanson, wat baie geskryf het oor neurodharma. Neurodharma beteken om jou brein te reverse engineer, om dit agteruit te ingenieur. So hoe die brein gevorm word deur praktyke van dankbaarheid, verbondenheid en aanvaarding, so om uiteindelik terug te kom by daai goeie bane in ons brein. Want Hanson wys daarop dat ons brein vanuit 'n evolusionêre perspektief bedraad is vir oorlewing. En dis waarom ons instinktief wilbeheer uitoefen, besit opeis en teen onsekerheid beklei. Die brein is soos 'n wagter wat altyd vra, is ek veilig? Kan ek beheer? Is dit myne? Maar geestelike volwassenheid vra iets radikaal anders. Dit vra oorgee, dit vra vertroue, dit vra dat ons in plaas daarvan om vas te klou, leer om oop te maak. Hanson stel voor dat dankbaarheid en aanvaarding praktiese gewoontes is, wat die brein kan herbedraad, en dat hierdie gewoontes 'n gevoel van rus en veiligheid binne in jou bevorder, juis omdat jy nie meer alles hoef vas te hou nie. Dink net hoeveel moeite dit is om alles so hard, daai veiligheidsgevoel wat jy so na strewe, en dat alles myne is, hoe moeilik dit is om daaraan vas te hou. Maar Hanson sê, nee, wanneer ons dit andersom doen, dan is daar juis 'n gevoel van veiligheid. Wanneer jy leer om los te laat, om beheer oor te gee aan God, bring dit nie verlamming nie, maar innerlike vryheid. En hier kom geloof in. Om te leef asof alles aan God behoort, is om te vertrou dat jy nie hoef vas te klou nie. Dis amper soos daardie oomblik as jy op 'n boot staan en jy moet oorspring na die ander kant toe. Jy kan nie net met 1 voet op die ander boot bly en met die 1 voet op die nuwe boot spring nie. Jy in daai huiweringsoomblik waar jy eintlik half te bang is, soos moet ek dit nou doen, moet ek dit nie doen nie. Maar as jy dit wil maak en jy nie seer kry nie, dan gaan jy moet spring sonder huiwer.
en jy moet spring in God se hande in. Dit is ware rentmeesterskap. Ek dink soms God is minder bekommerd oor wat ons bereik en meer oor hoe ons leef. As hy ons elke dag sien as sy rentmeesters, sy hande en voete op aarde, hoe behandel ons die goed wat hy aan ons toe vertrou het? So vandag wil ek jou nooi om jou perspektief te skuif. Vra jouself, dink ek oor my tyd as myne of as God se? Dink ek oor my geld as myne of as iets wat ek verantwoordelik moet bestuur? Dink ek oor die natuur as iets wat my moet dien of iets wat ek moet dien? Psalm 24 vers 1 nooi jou uit om jou hele lewe opnuut te sien. En dit begin by daardie eenvoudige woorde, aan die Here behoort alles. As jy elke dag opstaan, kan jy vir jouself sê, vandag wy ek my dag aan U. Vandag is U sin en ek is U sin. So mag jy vandag leef asof alles aan God behoort. Mag dit jou lewe rig en verander en mag jy in daardie besef, vrede, vryheid en doel ontdek. Kom ons sluit af met 'n gebed. Here, U is die skepper van hemel en aarde, alles behoort aan U. Die berge, die bome, die see, die mense en ook my lewe. Ek bely vandag dat ek dikwels vergeet dat ek net 'n rentmeester is van wat U aan my toe vertrou het. Help my om met oop hande te leef, om los te laat wat ek probeer beheer en om met liefde en verantwoordelikheid te sorg vir dit wat aan U behoort. Gee my die wysheid om my tyd, my gawes en my invloed reg aan te wend. Skep in my hart wat met ontsag leef vir U en vir alles wat U gemaak het. Leer my om sag te leef in hierdie wêreld met respek en verwondering. Ek gee vandag my lewe opnuut vir U. Amen. Geniet die res van die dag.